is coming a day when our heartache shall come. No more clouds in the sky, no more tears to leave behind. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. Oh, what a day that will be, when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hand and leads me to the promised land. Oh, what a day, glorious day that will be. There is coming a day when our heartache shall come. No more clouds in the sky, no more tears to leave behind. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. Oh, what a day that will be, when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saved me by His grace. Then He takes me by the hand and leads me to the promised land. What a day, glorious day that will be. Oh, what a day, glorious day that will be. En als je huilt, dan troost hij mij. Als ik vraag, dan hoor hij mij. Als ik zeg wat ik wil heen, zal hij verstaan. En waar ik dwaal, kom halen mij. Als ik val, dan redt hij mij. En als het bang is, vol van verlangen, kan je er bij mij staan. En als ik huil, dan rust hij mij. Als ik vraag, dan hoor hij mij. En als ik zeg wat ik wil niet, zal hij verstaan. En waar ik dwaal, kom halen mij. En als het valt, dan redt hij mij. En als het bang is, vol van verlangen, kan je er bij mij staan. En als ik huil, dan troost hij mij. Als ik vraag, dan hoor hij mij. En als ik zeg wat ik wil niet, zal hij verstaan. En waar ik dwaal, kom haal hij mij. En als het valt, dan redt hij mij. En als het bang is, vol van verlangen, kan je er bij mij staan. En als ik huil, dan troost hij mij. En als ik vraag, dan hoor hij mij. En als ik zeg wat ik wil niet, zal hij verstaan. En waar ik dwaal, kom haal hij mij. En als ik val, dan redt hij mij. En als ik bang is, vol van verlangen, kan je er bij mij staan. En als het bang is, vol van verlangen, kan je er bij
kragtige woorde vanaand laat. Ons kan die Here enigiets vra, die Here hoor ons. Ek gaan nog een liedjie sing wat so mooi wat sê, as jy saam met Jesus sterf, sal jy saam met Jesus lewe. Dit is so belangrik in vandag se tyd, nou die aand toe praat en mense sê, aan wie behoort jou siel vanaand? Dit is wat die belangrikste. Aan wie het jy jou siel bemaak? As jy jou liedjie ken, sing hom saam met my vanaand. As jy saam met Jesus sterf, sal jy saam met Jesus leef. As jy geloof volhard, sal jy saam met hom regeer. Maar die belofte kom so waar, hy die mond van ons Heer, en daarom hoef jy vir niks meer te vrees. As jy saam met Jesus sterf, sal jy saam met Jesus leef. As jy geloof volhard, sal jy saam met hom regeer. Maar die belofte kom so waar, die mond van ons Heer, en daarom hoef jy vir niks meer te vrees. As jy saam met Jesus sterf, sal jy saam met Jesus leef. As jy geloof volhard, sal jy saam met hom regeer. Maar die belofte kom so waar, hy die mond van ons Heer, en daarom hoef jy vir niks meer te vrees. As jy saam met Jesus sterf, sal jy saam met Jesus leef. As jy geloof volhard, sal jy saam met hom regeer. Die belofte kom so waar, hy die mond van ons Heer, en daarom hoef jy vir niks meer te vrees. En daarom hoef jy vir niks meer te vrees. Amen. Halleluja, ons hoef niks te vrees. As die Here aan ons kant is ons meer as oorwinnaars. Amen. 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 Prys die Here. Halleluja. Mijn hand neersit, jy kan Halleluja. Prys die Here. Ja, ons is meer as oorwinnaars deur Jesus Christus wat ons die krag gee. Dit wat ek al sê, kom ons hou net vas aan die voete van die Here en dit maak ons meer as oorwinnaars. Amen. 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 Jy kan aangaan soos die Here jou lei. Ek het vir pastoor Frank gevra, hy moet vir ons vanaand 'n boodskap bring, soos wat die Heilige Gees op sy hart lê. Ja, ek het die worship geniet. Ek wil net vra, kon julle dit darm mooi hoor daai kant? Het dit darm deurgekom? Wys my net vir my so 'n duim op of so. Dat ek net weet. Okay. Elsje sê dit het al right geklink. Debbie, kon julle mooi hoor? Wys my net so thumbs up as dit nie, was dit alright? Okay. Alright, dan is dit goed. Ek wou net seker maak, want ek weet partykeer op die Zoom klink dit nie so mooi nie. Maar ek is bly as julle dit kon hoor. Maar kan jy aangaan, broer? Solank dit nie gezoom het soos baie nie. Nee, die gezoom soos baie nie, ek twyfel. Prys die Here, amen. Ja, so 'n mooi gedeeltjie wat ek vandag met ons wil deel, terwyl ek vanmiddag ook daar by die huis sit en ek dit weer so bepeins en ek het leer, dus sê ek, Here, dit is toch so waar. En die gedeeltjie wat ek met u wil deel vanaand is, die keuse is joune. Nou elkeen van ons het 'n keuse in hierdie lewe en dit is so belangrik wat ons maak
met hierdie keuses, want jy kan baie keer so verkeerde keuse maak, en die ander keer kan jy weer regte keuse maak. As ek self in my lewe moet kyk hoeveel keer ek al verkeerde keuses gemaak het, wat uit die dier te staan gekom het, maar 'n mens leer ook uit jou foute uit. Maar ek het so 'n mooi gedeeltjie wat ek so samevatting wat ek vir u wil lees hierso, maar hier in Johannes 10 vers 10 sê dit so mooi sê, en ek het gekom sodat jy 'n lewe kan hê, en dit in oorvloed. Nou die Here Jesus wil hê, ons moet in oorvloed, halleluja, moet ons 'n lewe kan hê, maar dit hang van ons af, of ons dit gaan vat en of ons dit gaan doen. Ek het so 'n mooi gedeeltjie wat ek wil lees, hy sê, elke mens het die reg om iets aan te neem, of te weier. Wat so waar is, ons almal kan sê, nee, ek stel nie belang nie, ander gaan sê, ja, ek stel belang. Christus roep alle mense tot verlossing, maar elkeen het die vrye keuse om dit aan te neem of nie. Ja. Dit is 'n keuse wat elke mens vir homself moet maak. Niemand kan dit vir jou doen nie. Niemand kan dit, dit is elkeen moet vir homself dit maak. En hier is my so mooi gedeelte te luister, terwyl ek so luister in Jakobus en Johannes, terwyl hulle so by hulle vader in die skytjie is, hulle vader Zebedeus, en hulle is besig om so 'n vis te vang. Kom die Here Jesus hulle pad langs, en as jy sal geskrywe, Jakobus en Johannes was saam met hulle vader Zebedeus in ons skei, toe Jesus geroep het. Hulle kon verskonings uitgedink het om nie saam met hom te gaan nie, maar hulle het sy uitnodiging gretig, dit was vir my so mooi, aanvaar. Wanneer 'n mens so positiewe op Jesus se roeping antwoord, ontstaan daar 'n besondere band van loyaliteit en liefde tussen jou en jou verlossing. Nou ek wil 'n bietjie stil staan hierby. Nou hier gedeelte wat ek hierso lees, sê hy so mooi, wanneer ek en jy die Here Jesus daai uitnodiging so mooi aanvaar, halleluja, dan ontstaan daar 'n band van loyaliteit en liefde tussen jou en jou verlossing. Met ander woorde, as jy iemand wat jou gedoen het en gesê, weer baie keer toe ons klein was en ons was in die huis en weer, het pa en maat nog geglo daai jare, jy gaan kerk toe. Al sit jy net in daai bank of jy lê jy onder die bank, maar jy sal kerk toe gaan. En dan word sy, ag pa, jy weet ek is lus, ek wil 'n bietjie by die huis, en dan sê jy dalk miskien nog verskonings gehad, ek moet huiswerk doen. Met ander woorde, dit is heeltemal verskillend, jy word gedwing. En die Here Jesus kom vandag en hy sê, ek wil jou nie doen nie, ek roep jou, ek gee jou 'n uitnodiging, terwyl hy hier by Jakobus en Johannes stil staan, en dan is daar by hulle vader, en hy roep, hy sê vir hulle, kom saam. Kon hy twee manne net so wel gesê, weet jy, my pa is oud, my vader is oud, ons probeer vis vang, dalk miskien nie kos in die huis gehad nie, of dis jy probeer ietsie te vang vir vanaand. Liewe Jesus, ek gaan hom net so 'n bietjie los, los my net so 'n bietjie, Here, tot ons hier so, ons sal volgende week, as u weer langskom, dan vra ek baie keer in my lewe, wie sê, daar kom 'n volgende keer, wie sê dit gebeur, wanneer die Here jou roep, antwoord onmiddellik, en hierdie twee broers staan reg om, en hierdie gedeelte sê so, hulle het gretig met gretigheid hulle daai uitnodiging gaan aanvaar, hulle het nie eens gehuiwer, of na hulle asem gesmaak, of gesê, pa, wat dink jy, of, Jakobus, wat dink jy, ag, jy weet, Johannes, ek weet nie, maar, hoe voel jy, dink jy ons moet so 'n bietjie verbandeer? Hulle het met gretigheid, het hulle die Here se uitnodiging aanvaar, en weet jy, toe hulle daai uitnodiging aanvaar met hierdie gretigheid, halleluja, toe kom daar 'n besonderse band van loyaliteit en liefde tussen hulle en die Here, halleluja. Daar is geen wonderlike tyd as die eerste oomblik nadat jy Christus se uitnodiging aangeneem het nie. Geliefdes, ek sê daai uitnodiging van ons Here Jesus Christus kan geld, goud en silwer nooit koop nie. Ek sê al baie keer, jy kan hoe ryk wees, jy kan hoe slim wees, jy kan hoe sterk wees, as jy die Here Jesus nie aan jou kant het nie, beteken jy niks. Jy is niks, as ons sien in die wêreld wat ons vandag het, wil ek vir sê, daar is 'n koortjie wat sê, ons het 'n anker wat ons vashou. Liewe Jesus is ons anker vanaand, hy is ons rots, hy is ons bergvesting, waartoe ons vlug, ons hoef nie te vrees nie. Weet jy, hierdie twee manne, Jakobus en Johannes, hulle het nie eens gevrees dat hulle vader alleen moet bly nie, want hulle het geweet, die Here se hand is oor hulle vader ook, die Here sal vir hom die voedsel gee, die woord van die Here sê, jou brood en jou water sal gewis wees. Ongelukkig is daar talle mense wat disippels wil word, maar dan vasgevang word in 'n onbelangrike byeenkomstighede.
Daar's soveel mense wat, ja nee, ek wil 'n Christen word. Nee, 100%. Nee, ek wil, jy het nou uitgenooi saam met 'n vriend en jy's daar die kerk, jou hande is in die lug gesteek. O nee, ek neem die Here aan as my verlosser, my saligmaker. Ek wil 'n Christen word. Halleluja. Maar hoeveel van ons het nie verskonings daarna nie? Hoeveel? En ek sê baie keer in my lewe sê, ek het al gesê, pastoor Bert, laat daar's niks so maklik om 'n kind van die Here te word nie, maar om een te bly. Om een te bly, dit is waar die geheim inkom. Halleluja. Ek lees om wie so ongelukkig is daar talle mense wat disippels wil word, maar dan vasgevang word in onbelangrike byeenkomste. Jy weet, ons almal ken die verhaal van die ryk man wat die tafel reggemaak het. En die Here het die koninkryk so vergelyk in die woord van die Here in Matteus lees dit, sowel in Lukas ook wat hy gesê het. En hy sê Dinsdag gaan roep hulle, gaan sê hulle weer genooi, kom almal. En Dinsdag het ons sê Vader weer, o Heer, die een het 'n stuk grond gekoop, hy sê gee hom 'n bietjie kaan. Die ander een het beeste gekoop, die ander het 'n vrou getrou, die ander een het dit. Elkeen het 'n verskoning gehad. Wat het toe gebeur? Dat daai koning het so kwaad geword dat hy vir daai soldaat van sê gaan en gaan haal hulle die wat in die straat en die gangetjies is en bring hulle na hierdie feesmaal toe. Come on. Ek wil vandaan sê dat ons moet aanhou. Die Here het ons geroep vir 'n feesmaal wat voor lê, wat ons nog nooit in ons lewe eens sal kan dink nie. Wat nog nooit eens op hierdie aarde was nie. En ek sien uit daarna en ek glo dat elkeen van julle ook daarna uitsien. Hy sê dan, die tragiese gevolg hiervan is altyd verdeelde toewyding. Daar's altyd, halleluja, baie aanvaar die Heiland sy uitnodiging tot disippelskap. Hoor mooi. Baie aanvaar die Heiland sy uitnodiging tot disippelskap, maar weier dan om die Christelike weg te volg. Almal wil dit aanvaar. Jy weet, ek wil 'n kind van die Here wees, maar as dit kom om te volg, daar's twee weë. Ek kan nie met my een voet op die breë weg staan en met my ander voet op die nou weg. Ek kan nie. Dan sê man, weet ek het so 'n bietjie goed om te doen, ek wil dit doen. Hulle bied talle verskonings aan om hulle optrede te regverdig. Luister mooi. Hulle wil hulle eie optrede regverdig. Hulle sal nog stry. In die week hoor ek ook mense stry oor die woord van die Here, oor sekere dinge wat jy nie mag en laat mense stry so om dit ding aan hierdie om hulle optrede self te regverdig. Maar die gevolge is altyd dieselfde. Die bietjie liefde wat hulle vir Jesus Christus gehad het, kwyn en sterf. Hulle geloof verswak. En wat 'n heerlike vennootskap kon gewees het, word herinnering van selfverwyte en skuldgevoelens wat veroorsaak. Onthou, niks en niemand is so belangrik dat jy hulle tussen jou en jou Here durf kom nie. Kies dus vandag opnuut Christus. Halleluja. En ek wil vanaand iemand bemoedig weer met hierdie gedeelte. Kom, ons het nie verskonings. Jy weet nie wanneer die Here Jesus kom en jy sit in 'n situasie, as so met ek sê baie keer mense kom, sê Here, ek sit in hierdie omstandighede. Here, U moet my uithelp. Die Jesus kom en sê, jy weet, ek het nou eers vergadering met die engele en met my Vader nie. Ag, jy weet, ek gaan gou 'n bietjie daaroor dink. Wag net 'n bietjie. Jy weet, die Here kom nie met verskonings nie. Hy kom en sê, my kind, wat wil jy? Wat is jou begeerte? En ek wil vanaand vir sê, kom, ons huiwer nie vanaand nie. Die Here het ons al lankal geroep. Dis ons wat moet vashou die dag tot die Here kom. En die woord van die Here sê ook, dis nie almal wat sê Here, Here, wat daar sal so aangaan nie. Hoekom? Want hy sê strewe na heilig maak. Amen. Strewe na heilig maak. Ek kan nie net een keer 'n maand wil sê, hoor ek gaan nou miskien op die lig kom, op die platform, of ek gaan na 'n kerk toe en nou is dit reg. Ek het dit aanvaar, ja, ek het Jesus aangeneem, maar ek wil hom dien soos wat ek wil doen. Nee, die woord van die Here sê, vir Paulus sê hy self, hy sê hierdie is riglyne in my woord wat ek neergelê. En dan sê die woord van die Here ook, laat dit wat hy vir ons neergelê, is toch op die einde nie so swaar nie. Dis nie so moeilik nie. Maar weet jy, geliefdes, wanneer ons die Here se uitnodiging gretig aanvaar, dan kan jy nie wag vir die volgende aand. Jy kan nie wag vir Woensdag, jy kan nie wag vir Sondag nie. Jy kan nie wag om weer by die Here uit te kom nie. Hoekom? Want jy het dit met liefde, en jy het dit gegryp, en jy het geweet,
Dis 'n anker waaraan jy moet vashou. So veral in 'n wêreld soos die wat vandag is. So ek wil jou bemoedig, elkeen wat luister vanaand, kom ons hou vas. Maak nie saak wat mense van jou dink, maak nie saak wat mense sê nie, maak nie saak hoe jy lyk, die woord van die Here sê, kom soos wat jy is. En die Here Jesus help jou, hy tel jou op. En hierdie twee broers net besluit, ons gaan hierdie uitnodiging nooit van die hand wys nie, want dit kan dalk ons laaste uitnodiging weer. Ons kan altyd weer vir Papi kom kuier. Ons kan altyd weer vir Boetie kom kuier. Ek het baie myself met die gemeente ook, dat ek al so baie agterkom na die tyd as ek by die huis kom aan. Bel ek die mense en sê ek maar, waar was jy? Want jy is toch bekommerd oor hulle, soos wat die Here ook bekommerd oor ons. En weer dan sê die een, en jy weet, my kinders sê kom kuier. Dan sê ek, maar hoe het julle nie saamgebring het? Ag jy weet, my broer het kom kuier. Ag jy weet, ek was so 'n bietjie siek gewees. Ag jy weet, pastoor sal verstaan. Hoe baie kere in hierdie lewe kom ons nie met daai gesegde, pastoor sal verstaan. Of ag pastoor, mens sal vanaand verstaan. Ek praat nie van as jy regtig siek is nie. Verstaan my hart vanaand. Ek praat nie van as jy werklik waar 'n bietjie met verlof is nie. Ek praat nie van as jy skop te werk nie. Dis heeltemal 'n ander saak. Maar hoeveel mense sit daar buite wat weke laat verbygaan sonder om iets vir die Here te gee, op te doen, op te sê. Hoeveel van hom? Baie in hierdie lewe. En ek wil met hierdie afsluit. Want ek het al baie keer vir mense gesê, nêrens in die Bybel staan, ag, die pastoor sal maar verstaan. Hoekom ek hier vanaand daar sê? Ag, die geliefdes moet maar verstaan. Jy weet, ek het nou 'n braaivleis aan die gang, of ek het 'n party, of ek het dit. Ek praat nie van as dit iets groots gebeur, as jy hoor wat. Ek praat van 'n aanhoudende verskoning. Dan vra ek jou hierdie vraag vanaand. Is daar een wat op hierdie platform is vanaand, wat vir my sal sê, nou ons gaan vanaand, dis nou 8:00, ons gaan tot so 1:00 môreoggend kerk hou, is dit reg? Dan wil ek jy moet môreoggend, pastoor maar. Nee, ek sê niks. Jy moet môreoggend, ek vra jou die vraag. Dan bel jy jou baas en sê vir hom, meneer, ons het so gisteraan so wonderlike tyd gehad op die media. Ons het so wonderlike tyd gehad dat ek is so moeg. Ek kan ongelukkig nie werk toe kom nie. Wie gaan dit doen? Steek 'n bietjie julle hande so, wys vir my, jy gaan dit doen, wys vir my. Nie een wys nie. Niemand wys vir my nie. Niemand. Hoekom nie? Want jy weet waar jou brood en botter vandaan kom, maar op die einde van die dag kom dit van die Here Jesus tot af. Wat jou vashou, wat jou werk vashou, wat vir jou die geleentheid gee, wat vir jou die gesondheid gee om op te gaan na jou werk toe. Dan vra ek jou weer, die pastoor sal verstaan. Liewe Jesus sal verstaan. Ag liewe Jesus sal volgende Sondag, liewe Jesus. Maar gaan jy môreoggend jou baas bel as jy ons het 'n wonderlike tyd gehad. Ek het bietjie laat gaan slaap. Hy sal vir jou wegjaag. Hoor wat ek vir jou sê. Maar hoe maklik kan ons dit nie met die Here doen nie? Maar met die wêreldse mense is ons versigtig. Ag jy weet, ek wou nie my broer en suster in die gesig vat nie. Jy weet, hulle het van ver af kom kuier. Nou ek maak soos mense by my kom kuier, gaan hulle saam met my kerk, ons kan daar kerk kuier. Maar mag die Here julle seën en mag die Here julle bless en ek vra vanaand, vat hierdie, julle baie van julle ken haar koutjie wat jy soos die beeste wat so in hulle mond het, wat hy moes so in die kies het. Nou van die jong mense, baie van die jong geslag sal dit nie ken nie, wanneer daai bees ver in die velde en hy's kilometers en kilometers van water af, dan maak hy hierdie haar koutjie wat hy uit die kies uit laat kom, dan kou hy die hele tyd om so harde bolletjie. Ons het baie in ons lewe geslag, ek het al uit hulle kieste uitgehaal, dan herkou hy dat daai bolletjie gee vir hom speeksel in sy mond en water, dat hy tot wanneer hy dan weer by die waterkrib kan kom, om water te drink, dan hou dit hom aan die lewe. Ek wil vanaand vir jou sê, kom ons begin die Here Jesus kry, en ons praat van denkbeeldig nou, geestelike denkbeeld, kom ons kry hom en ons kies en sê, kom ons herkou dit, want het voel, die pad is lang, want het vir jou voel, jy sit al ver in die verte, hier waar jy sit is dorre woestyn, dis warm, jy weet nie wat om te maak, jy omstandighede loop na 'n punt toe wat jy nie weet wat jy gaan maak nie, want ek vanaand vir jou sê, herkou aan hierdie woorde, wat die Here sê, my kind, dit wat ek jou vra, dit sal ek vir jou gee. Herkou dit. En weet jy wanneer jy by die teenwoordigheid van die Here kom, jy gooi nie dit weg nie. Jy bære dit net aan een kant. Dit is wat 'n bees doen. Hy bære hom weer mee en dan vat hy weer, dan eet hy weer graag. En so moet ons as kinders van die Here ook wees. Ons moet vashou aan die voete van die Here. Mag die Here julle seën en mag die Here julle bless. Halleluja. Ek gee weer oor. Want pastoor, maar hy kan nie net hier sit en niks sê vanaand nie. Amen. Ek wil sê, ek luister na wat jy sê, pastoor. Dankie vir die boodskap en jy weet, die woord, Jesus sê so mooi, hy sê ons mediteer op die woord. Jy nou weet, die herkou is 'n baie mooi vergelyking.
En ek dink wanneer jy daai woord vat en hy het nou vanaand het jy 'n baie interessante ding gedeel. Jy weet, ek en jy het keuses en ons het ek wonder of ons regtig besef, jy weet, as ons praat oor keuses, ons het altyd 'n keuse oor wat eerste is in ons lewe. Ons het altyd 'n keuse. Iets gaan eers eerste wees. En nou kom Jesus en hy sê dit in, ek dink is Matteus 6 vers 9 wat hy praat met die disippels en dan sê hy vir hulle, hy sê soek eers my koninkryk. Jy weet, en dan kom Jesus en hy sê en al hierdie dinge sal aan julle gegee word. En dan vanaand toe jy praat van ons het 'n keuse. Nou sit ek en dink ja, jy weet, ergens gaan iets eerste wees. Daar's 'n besluit wat jy gaan maak. Maak nie saak wat gaan gebeur, jy gaan besluit. Môreoggend as jy opstaan, daar's iets wat jy eerste gaan doen. En dan tweede en dan derde, maar waar gaan Jesus inpas in hierdie storie? Wanneer gaan Jesus eerste wees? Want wat hy sê tog, hy sê kies eers die koninkryk. Soek my eerste. Soek my eerste in alles wat ek doen. En jy het 'n interessante ding gesê, jy sê jy weet kom soos jy is en ek dink aan daai storie in Matteus 2 of ek dink Markus 2 waar Jesus besig is om te preek en dan breek hulle die dak oop, dan kom daai lam ou wat hulle so afsak. En dan weet kom Jesus en dan doen hy doen 'n vreemde ding. Hy kom by die ou aan en dan sê hy vir hom, hy sê jou sondes is jou vergewe. En dan raak die mense vreeslik kwaad en dan sê hulle, maar hoe kan jy nou sê sy sondes is vergewe? En dan ken ons die storie waar Jesus dan omdraai en sê, wat is makliker vir die seun van mense om te sê, jou sonde is vergewe of tel jou bed op en loop. En jy weet, wanneer Jesus ek en jou aanspreek, by hom is daar ook iets wat eerste is. Ek en jy moet eers die besluit maak om hom nommer 1 in ons lewens te sit. Ons maak hy keuse. En dan kom hy en wanneer hy ek en jou ontvang soos ons is, gaan hy jou nie los nie. Amen. Baie keer dan kom ons met ons behoefte. Ek is lam, ek kan nie loop nie. Ek het hierdie, ek het dit, ek het iets nodig. Hy kom en hy raak die wortel van die probleem eerste aan. Want jy sien, hy is geïnteresseerd. Jesus stel belang in 'n volhoubare deurbraak. En daaroor kom hy by die man en hy sê vir hom, jou sondes is jou vergewe, want sy toestand is as gevolg van 'n baie dieper ding. Daar's iets dieper wat gebeur het, wat veroorsaak dat hy is waar hy is. En die oomblik wat Jesus die rede vir die lamheid aanraak, dan sê hy vir hom, staan op en loop. En so ek wil nou net aansluit by wat jy vanaand sê broer, en dit is regtig, ek en jy het keuses. Ons gaan kies wat ons doen. Ergens gaan jy iets kies wat eerste moet wees in jou lewe. Maak hierdie week, ek wil amper sê 'n knoop in jou das, of 'n knoop in jou vinger. Dit gaan nou baie seer wees. Maar wees attent op dit, dat wanneer ek en jy 'n keuse kan maak, wat kies ons? Wat kies ons en hoe gaan ons kies? Want as ons hom eerste kies, dan kies ons koninkryk eerste. Wanneer jy aan oor 'n verhouding moet kies, of oor 'n besigheidsbesluit moet maak, of maak nie saak wat jy wil besluit nie. Kies hom eerste, en die oomblik wat jy dit doen, is dit 'n koninkryksbesluit wat jy maak. Ja, want as jy ken my in al jou weë, dan sal ek jy baie gelyk. Come on. Ken my in al jou weë, en ek sal jou baie gelyk maak. Amen. En dis wat hy wil doen. Dis wat hy in hierdie week, op hierdie aarde vir elkeen van ons wil doen. En so ja, ek kan net aansluit om te sê, dit is regtig, ek dink, dis 'n rema woord,
uit die troonkamer vanaand om te sê, gaan sit mooi en dink oor jou keuses wat jy maak hierdie week. Gaan sit mooi en dink. En gaan kyk, waar pas hy eerste in? Sal mense kan sien jy het hom eerste gekies? Gaan hulle kan sien jy het hom eerste gekies? As hulle kyk na wat jy op TV kyk, as hulle kyk na wat jy op TV kyk, op jou YouTube channel, as iemand op jou YouTube channel ingaan, en hulle gaan kyk na recently searched, wat het jy onlangs gaan loop en search, gaan hulle kan sien jy het Jesus eerste gekies. As hulle op jou TikTok ingaan, en hulle gaan kyk na jou recently watched op TikTok, wat gaan hulle daar sien? Gaan daar genoeg bewyse wees om jou skuldig te vind in 'n hof, dat jy hom eerste gekies het? Is daar genoeg bewyse teen jou om jou skuldig te vind, dat jy Jesus eerste gekies het? Wanneer ek kyk na jou bankstate, is daar genoeg bewyse om te sê, jy het hom eerste gekies? Wanneer ek kyk na jou Facebook, wanneer ek kyk na jou vriendekring, wanneer ek kyk na wat jy gelees het, waarna jy geluister het, waarheen jy geloop het, waarheen jy gery het, wat het jy gekoop, wat het jy gedoen, is daar genoeg bewyse in 'n week om jou skuldig te vind? Of staan jy en daar's nie genoeg bewyse nie en jy kan onskuldig verklaar word? Liewe kind van God, ons het keuses om te maak. En die woord, en ek dankie vir vanaand se woord. Dis regtig, ek voel in my gees, dis 'n woord uit die troonkamer uit. Jy weet, ek sê net nou die dag sê ek vir Talita, ek is uitgepraat oor 'n pastoor en sy vroutjie, gaan deur 'n baie moeilike tyd, en maak nou nie saak, julle ken nou nie die persoon nie, maar hulle huwelik gaan deur 'n baie moeilike tyd. En hulle huwelik het deur 'n ding gegaan waar die een party gekies het om met die een voet so half oor die draad te klim. En ek sê vir haar, jy weet, vir 'n man is dit seker een van die moeilikste goed. Want oral waar jy gaan, as jy in 'n winkelsentrum instap, dan het hulle altyd een of ander promosie aan en hulle gebruik 'n vrou met die minste klere om dit te adverteer. En dan het jy paas, jy het mans, jy het seuns, jy weet, jong mans wat daar deurloop en hulle ontvang die heeltyd die wêreld se aanslag om te sê, maak hierdie keuse. En party ouens se vrouens maak hulle nie toe nie. En dis nodig dat jou vrou jou toemaak. Party mans sukkel op daai gebied en dan maak hulle verkeerde keuses en dan eindig hulle op 'n plek waar hulle nie wil wees nie. En daaroor is dit so belangrik, liewe kind van God, dat wanneer jy die huis uitloop, dat jou vrou jou toesalf, laat sy vir jou bid. Laat jou man jou toesalf, laat hy vir jou bid. Dis belangrik dat ons dit vir mekaar doen en dat ons mekaar bly herinner dat daar waar jy vandag gaan, kies hom eerste en die res sal 'n plek val. Amen. Amen. Ek wil nie jou preek oorvat nie. Ek raak net vreeslik excited as iemand woord preek. Amen. Ek wil net vinnig byvoering op charge kry. Ek wil net terwyl hy op charge hier 'n bietjie papotie wil ek net byvoeg. Dan weet jy dat toe die man van Gadara toe hy daar so staan en hy was vuil, hy was besmet gewees. Hy was vol demone gewees. Weet jy toe die Here Jesus so in daai begraafplaas inkom en hy het in die graf te gebly. Eerste wat hy gesê het, Here Jesus, hy sê met my nie seer maak nie. Hy sê raak my aan.
En weet jy, die Here het gekom net soos wat hy is. Nou, hoeveel te meer ek en jy. En pastoor, hoeveel te meer ons wat vanaand is, die Here ons, want as Here daai man, wat vol bose geeste was, sweer, die mense wou nie, hy was so sterk geweest, die mense kon nie naby hom kom nie. Hulle het hom probeer bind, hulle het hom met ketTINGS en goed gebind, en breek het. Maar weet jy, toe die Here Jesus op die toneel verskyn, toe maak hy die regte besluit. Dis hy. 'n Man wat nie eens die Here in sy lewe het, wat van die duiwel beseerd het, besef, hier staan iemand groter voor my, as wat ek dink daar is. Amen. En dan maak hy besluit en sê, Here, Jesus maak my nie, moet my nie seer aandoen nie. Moet my nie seer maak nie. En die Here sê vir hom, kom hier so. En die Here verlos hom. Die Here maak hom skoon. En hoe weet dit meer ons nie? As ons na die Here toe kom, sodat die besluit wat hy geneem het, was die regte besluit. En dit het gemaak, dat hy weer kon bereik wat hy wou bereik het. Amen. Kom ons maak so 'n bietjie die vloer oop en ons praat oor die keuses wat ons maak. Wie wil 'n bietjie kom bysit oor vanaand se boodskap? Of dalk wil jy net bietjie kom deel oor jou eie keuses of lewe. Enigiemand wat bietjie wil kom deel oor vanaand se boodskap, pastoor, dankie. Dit was regtig 'n awesome boodskap, baie dankie. Iemand wat bietjie wil kom bysit, dalk deel Vader iets met jou. Ja. Anders, as daar nie is wat wil bysit nie, wil ek vra, is daar enigiemand met 'n gebedsversoek op hierdie platform vanaand? Dalk sit jy daar en jy het 'n gebedsversoek, dan wil ons graag vanaand ook vir jou intree. Enigiemand met 'n gebedsversoek, speak now or forever hold your peace. Okay, ons moet vir Talita se arm bid. Ek het mos met Wonder Woman getrou, ek ben Superwoman, en sy het 'n leer opgetel, en Want was nie 'n average leer nie, ja, sy sê nou dit was nie 'n average leer nie, dis een van daai lang lere wat hy so in 4 stages, dan gaan hy so reg oor die huis amper. Maar anyway, long story, wat ek vir julle kan sê, leer 1, Talita 0. So, maar die arm het nie goed gewerk nie. So kom ons gaan vir haar arm bid vanaand. En is daar enigiemand anders met 'n gebedsversoek vanaand? Okay. Pastoor, gaan jy vir ons afsluit? Ja. En ek wil vir julle sê dankie vir almal wat ingeskakel het vanaand. Dit was lekker geweest om 'n bietjie net iets anders te doen en die musiek te luister en ja, ek het die worship nogal geniet. Maar kom ons bid vir Talita se arm. En ek wil heel gesond vir pastoor, as jy nog bid, weer die kanker is weer terug, hy was verlede week weer in die hospitaal mos. Ja. Die kanker het weer so teruggekom en ons gaan hom juis Woensdag gou 'n bietjie besoek as Here of die spaar. En ons voel nog bid dat die Here ons sal werklik waar aanraak. By die Here is niks onmoontlik nie. Ja, kyk, julle weet nou nie, maar pastoor Stian het so rukkie terug mos ook op die platform bedien. En hy is ook gediagnoseer met kanker. Wat 'n kanker het hy? Prostaatkanker. Hy het prostaatkanker waarmee hy gediagnoseer is. Ja. Ek raak sommer net vies vir al hierdie kanker. Dis al, jy weet, dit is regtig 'n ding wat my net vies maak. En dit was nooit so algemeen nie. Ja, maar ek het baie keer al lankal gesê, toe ons baie jonger was, het hulle altyd gesê, daar gaan 'n ongeneeslike siekte wees, hulle moes altyd gepraat van AIDS. En as 'n ou keer jy hoor hy woord eers meer nie. Ek is so op 'n internasionale groep wat hulle elke week vir ons reg oor die land wat hulle vir ons versoeke stuur. En een gister toe kom ek weer deur na wys toe vir Marina, my vrou wys ek laat. Net die eerste 12 mense, die eerste 12 wat die op die groep op die lys het kanker. En dis absoluut van die hel af. Ja, dis absoluut die duiwel. Uit die put van die hel. Ja, wat hy daarmee van ons, die Here kan hom genees, die Here kan hom ongesond maak, ons glo dit. Ons glo dit en ons kan maar kom ons bid vir hom vanaand. Ons bid vir Denzel asseblief. Ja. En Talita se arm. Amen. Ons Hemelse Vader, baie dankie Here vir hierdie wonderlike geleentheid wat ons so by mekaar kan kom. Vader, geld, goud en silwer kan dit nie koop, die Here. Ja.
Liewe Jesus, daar's niks op hierdie aarde wat ek gaan koop. Die Here, wat is wonderlike boer, wonderlik, Here. Om net met U te kan gesels van U oor U Vader. Liewe Here, ons kom vanaand weer na U toe, Here. En Here, ons het U nodig, Here. Soos wat Dawid gesê het, waar sal ons wil vandaan kry, is aanleerlik net van U. Here, U weet, is bekend by U. Here, U stel dit as 'n arm vanaand tog. Here, ek bid vanaand, liewe Here, liewe Jesus, laat daai senuweestelsel, Here, daai ligemente, Here, sal regtrek, Here, dat sal genees in Jesus naam. U sê in die woord, Julle kan my enige iets vra, liewe Here. Halleluja, dan pleit ek waardig om die kosbare bloed, Vader. Halleluja, ons bestraf elke werke van Satan, elke pyn, Vader, halleluja, dat het sal uitkom, Vader. Daar's persoon Here met die kanker, daar's Denzel ook, Here met die kanker. Here, hulle tree op vanaand, so ook die ander wat bekend is by U, Here. Bid ek, Here, ek lê hulle by U voete neer vanaand, Here, dat U arms om hulle sal slaan, Vader. Maar ek vra, Here, stuur die engele uit, Here, ons arresteer vanaand die werke van Satan, daai demone wat werk. Here, ons arresteer hulle vanaand. Ek vra, Here, laat die engele hulle sal arresteer en sal toesluit, sal wegneem in Jesus naam, Vader. Yes. Maar Here, laat ons soos in 'n bloedkokon, Here, vasgevang sal wees, was onder die kosbare beskermde hand van die Here sal wees met U bloed, Here. Waar ons elkeen sal beweeg, laat dit oorwinnings op oorwinningsgronde sal wees, Here. Ons bid dit. Here, ek bid weer vanaand vir hierdie drie, Here, dat die belle sal stil staan. Here, ek bid daai kanker, hulle sal opdroog in Jesus se naam. Here, by die mense is iets groot, by U is dit niks nie, Vader. Halleluja, ek bind dit, ek stel kragteloos, Vader. Arresteer daai werke van Satan, daai demone, Here, en sluit hulle op, Vader, in Jesus naam. O, dankie, Here, vir hierdie wonderlike aand, dankie vir die geleentheid, Here, waar ons lekker vanaand kon saam gesit het, Here, vir Matteloog, Here, dis 'n eer, Here. Dit is 'n voorreg, Here, dat ons lekker vanaand op hierdie platform kon gewees het. Here, seën elke boetie en sussie wat ingeluister het, Here, waar hulle ook al is, Here. Ons bid vanaand ook, Here, vir my suster en die mense oor see, Here, wat ons hoor, Here, hoe die bomme vang, wat hulle doen, hoe dit maak. Here, ek vra beskerm hulle ook. Here, maar ek bid vir die wêreld, Here. Halleluja, Vader, dat hulle werklik waar ons op terugdraai en hulle aangesig na U toe sal draai, Vader, halleluja, en alles tot 'n vrede sal kom, Here. Ons weet, Here, dis profeties, ons weet die eindtyd is naby, maar Here, weet daardie dag bid ons van Vader, te Hiskia, so staan, Here, halleluja, en die profeet by hom kom, en hy sê, die Here sê, jy gaan sekerlik sterwe. Liewe Jesus, het hy sy aangesig na U toe gedraai, en hy trane gestort en gesê, Vader, nie nou nie, gee my 'n kans, want ek weet, ek het fout gemaak, ek moet regmaak. En Here, die woord sê, nog voor hy profeet uitgaan, stuur die engel om hom terug te vat. En sê, gaan sê vir hom, ek voeg 15 jaar by sy lewe. Liewe Here, ek vra vanaand in die gees, Here, Here, voeg by hierdie mense se lewens, nog vele jare, ek wil nie sê 15 nie, want is skool, nog vele jare, Here. Here, en daar het hy omgedraai, en het hom 15 jaar by sy lewe gevoel, sodat hy kon reggemaak het. Ek vra vanaand, Here, hou ons vast, dra van ons deur, Here, gaan met ons hierdie nag wat voor lê, geseënde soete nagrus sal wees, as U vertoef om te kom, U wil, dat U ons môreoggend, Here, sal op laat staan, Vader, 'n nuwe dag vir ons sal gee, soos 'n geskenk uit die hand uit, om te kan geniet, te kan benut, en ons sal bewaar waar elkeen sal ry, waar elke jou kindertjie skool toe gaan, almal na hulle werk toe sal gaan, sal bewaar, en sal beskerm, so ook dan die weer, wat voor lê. Dankie vir 'n wonderlike naweek wat verby was, liewe Jesus. Ons loof en ons prys U. Gaan nou met ons verder in Jesus se wonderlike, kosbare, heilige naam. Amen en amen. Amen. Dankie. Dankie julle, dankie vir almal wat ingeskakel het. En ja, dit was nou vanaand so 'n blessing met jou. Dankie pastoor. En julle moet 'n rustige week hê, julle moet 'n mooi aand hê. En asseblief onthou, ons deur is oop. As jy gebed nodig het, as jy dalk net wil saamkuier, laat weet ons. My iPad het af.